Goeiemôre, dit is Sondag die 9de Augustus en ons het so 'n lekker voorsmaakie weer van winter gehad en ek wil vir jou welkom sê by vanoggend se aanlyn erediens. Ons is besig met ons tema oor spiritualiteite. Ons kyk na verskillende aanbiddingstyle en ons het al so baie geleer in hierdie reeks en dit help ons om ook te onthou hoe ons bewus raak van God se teenwoordigheid en hoe ons ook reageer wanneer ons bewus raak van sy teenwoordigheid. So kom ons word net so 'n paar oomblikke stil voor die Here. Here, ons sê dankie vir hierdie tyd wat ons herinner word dat U ook in beheer is, dat U regeer, dat U tydsberekening ken, ook wat seisoene aanbetref, ook die seisoene in ons lewens, ook ons ontmoetings met U, ook die bewus leef van U teenwoordigheid, bewus raak daarvan, en ook hoe ons reageer daarop. So maak ons in hierdie oomblikke ook opnuut bewus, dat U die koning is, dat U die almagtige is, die skepper, die onderhouer van alles, ons redder en verlosser. Ons wil U verheerlik, ons wil U eer, ook in ons stil wees, ons saam wees, ons luister, ons ontvang, maar ook gehoorsaam wees. Mag U deur die Heilige Gees ook vir ons die krag gee, om daartoe in staat te kan wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vanoggend gaan ons weer stilstaan by ons laaste tema en ons kyk na die handspiritualiteitstipe mense. En om ons fokus daarmee te help, gaan ons ook 'n paar liedere sing wat juis in hulle tema pas. Ons eerste lied wat ons gaan sing kom uit die liedboek uit, liedboek nommer 188. Kom ons sing dit en ons fokus op die woorde ook as ons daarna kyk en hoe ons 'n loflied gaan sing tot eer van die Here. Kom ons sing lekker saam. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen tot in die verste lande. Van vroeg van kindsbeen af het hy ons trouw bewaar en tot vandag toe nog geseën en gespaar. O God, so ryk en goed, gee ons solank ons lewe, altyd 'n blye hart, as dit U wil is vrede. Laat U genade ons beveilig deur gevaar, in donker ure ons van struikeling bewaar. Lof Heer, sing ons voor God, die bron van alle lewe, die Vader, Seun en Gees, almagtig en verhewe, die hele God ons roem, die krag en majesteit. O Heer, ons wil U noem, ons God in ewigheid. O Heer, ons wil U noem, ons God in Dit was natuurlik die ou, bekende en gewilde gesang 5, wat ons nou net so pas saam gesing het. Ons skrifgedeeltes wat ons vandag gaan help om iets ook te verstaan van watter tipe bil handmense ook opsit wanneer hulle na die teks toe gaan, kom uit 'n paar gedeeltes en daar's eintlik soveel teks wat ons gaan help daarmee. Voordat ons dit gaan saam lees, gaan ons 'n lied sing
wat gewoonlik ook handmense help in voorbereiding. Ek hou daarvan om die metafoor te gebruik, dis sê ons dek gewoonlik 'n tafel. Dis asof mense 'n tafel in gereedheid bring. En wanneer mense sekere soort tipe disse eet of kos eet, kan jy gaan kyk na wat op die tafel gedek is. Is daar 'n lepel vir die pudding? Is daar 'n ekstra lepel dalk vir 'n sop of 'n voorgereg of 'n paar ander messe in virk? Ons weet sekere forme, die mense wat nou etiket ken en daarvan hou, is daar 'n vismes of is daar dalk 'n skerp ene wat so 'n stukkie steak of chop moet deursny. Dan weet 'n mens daar spesifiek al wat wag dalk vir ons in die ete. Net so gebruik ons ook liedere of wanneer ons selfs 'n teksgedeelte aankondig, het ons 'n stukkie verwagting van wat gaan volg. Hierdie lied is so 'n lied. 'n Lied wat ons bereidwilligheid om te leer in afwagting op wat die Here vir ons gee en wat hy vir ons gereed gemaak het, ook in ontvangs te kan neem. So kom ons sing hierdie lied ook saam. Soos ook met die ander Sondag, wil ek jou vra, kry vir jou 'n pen en papier, ook gereed om 'n paar notas te maak. Dit is ook 'n leerproses, dis 'n aksie. Ek dink die handspiritualiteitsmense hou baie daarvan om notas te vat, juis om te kyk met hulle bril om op te let vir opdragte wat die Here vir ons gee. So let op wanneer ons hierdie tekste lees, op die aksies of die doen dinge, die opdragte wat ook in hierdie tekste voorkom wat vir ons gegee word. Die handspiritualiteitsmense is mense wat van nature 'n pligsbesef het. Ek klassifiseer hulle ook as die mense wat baie pligsgetrou is. Die vraag wat hulle na die tekste mee gaan is die 4de vraag wat sê, watter reaksie vra God van my? Dis die handtipe mense. Nou, die reaksie, hoe reageer ek op die teks? Watter opdragte is daar vir my? So hulle word bewus en ontmoet God in en gedurende besig wees met aktiwiteite, met die uitvoer van 'n opdrag. Daarin het hulle altyd nader ook 'n getuienis hoe hulle 'n ontdekking of 'n openbaring ook van die Here gehad het wanneer hulle iets aktief gedoen het of besig was met daai opdrag. So ons eerste teks uit Psalm 123, is 'n teks wat baie van die ouer mense ook gaan herken, wat predikante baie keer ook in die begin van die erediens gebruik het, as deel van hulle fotum of hulle groetwoord. Dis daai gereed vir aksieteks. Vers 2 sê, soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. So dis daai gereed wees vir aksie teks. Wanneer jy in daardie tyd, in konteks van hierdie Psalm, 'n slaaf of 'n slavin was, met ander woorde iemand wat 'n werkgewer het, dan het jy gereed gesit, want as hulle hand beweeg het jy geweet, moet jy reageer en tot aksie oorgaan. Nou hierdie Psalm gaan eintlik oor die genade, dis 'n pleitroep na die Here, as jy die hele Psalm gaan lees, 'n kort Psalm, maar wat ook gaan oor God se ontferming, om ook gereed te wees vir sy genade. Want selfs ook as 'n getroue slaaf of slavin van jou werkgewer, van jou baas, is jy
weet jy en is jy bewus dat dit ook 'n stukkie genade is as jou werkgewer jou wil gebruik, jou belangrik genoeg ag om jou te gebruik en 'n opdrag ook aan jou te gee. So die handvraag is voortdurend na die teks toe vooraf om te vra, wat is daar om te doen? Waarheen wil die Here my stuur? Dit is 'n gereed wees om te sê, Here, gebruik my. En selfs ook dit is 'n stuk genade van bo, om te weet, jy is waardig genoeg as 'n bruikbare instrument in die Here se hand. Die Here wil ons gebruik, en handmense leef in hierdie bewustheid. Ek is 'n bruikbare instrument, ek is waardig genoeg dat die Here my ook wil gebruik, waar hy dit ook goed dink. Die volgende teks is ons Handelinge teks. Nou, ek hou van die woord handeling, in Engels natuurlik die woord acts, nie, wat al reeds eintlik 'n handaksie stukkie bevat in die woord handelinge, want het gaan oor die handelinge van die apostels. Iemand het lang gelede ook gesê dat dit eintlik die handelinge is van die Heilige Gees. Hy het mense gebruik as sy instrumente. En hier vind ons in hierdie teksgedeelte wat ons gaan lees, die laaste opdragte wat Jesus se disippels gee voor sy hemelvaart. En ons gaan net so 'n paar verse daarvan lees en ietsie oor dit ontdek. Vers 6, in Handelinge 1, staan daar geskryf, toe hulle bekeer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Nou kom ons gaan eers 'n bietjie terug. Die disippels is duidelik, as ons kyk na hulle versoek, is hulle aksiemanne. Jesus het nou net opgestaan in die dood. Hy het aan hulle bekend gemaak, ook die rede vir sy kruisiging en sy opstanding. En nou het hulle hierdie motivering, hulle is opgesaai, kan ons sê. Nou gaan ons die wêreld omkeer, nou gaan ons dinge omkeer. Maar hulle agenda is die koninkryk van Israel. En Jesus sien deur dit. Daarom sê hy, dit is nie vir julle om die tyd en die plek te weet, wat die Vader bepaal het, om daai orde in julle omstandighede te herstel nie. Hy sê nee, wag eers. Sien, dit is die moeilikste ding vir aksiemense, is om te stop en te wag. En baie keer is dit vir ons belangrik. Partykeer spring ons dalk te vinnig in, voordat ons 'n paar berekeninge gedoen het, en 'n paar ordentlike beplanning gedoen het. So dit is 'n baie belangrike les vir aksiemense, is om eers te wag, en die kat 'n bietjie uit die boom uit te kyk. En dit is 'n baie moeilike ding soms, vir aksiemense. Wag. Dit is wat Jesus hier kom sê vir sy disippels. Twee belangrike dinge wat ons moet leer, behalwe die wag op die Here, tot die Here die eerste tree gee, sien ons hier juis in vers 8 vir ons ook uitgeskets. Wag op die Heilige Gees. Sien, julle sal krag van die Heilige Gees ontvang, om dan tot aksie oor te gaan, om te kan getuig van Jesus, oral, Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld, ten spyte van die omstandighede, want daar is nog steeds hierdie moeilike onderdrukking van die Romeinse ryk, vervolging wat gaan kom, wat hulle nog nie eens van bewus is nie. Jesus het eintlik al reeds geprofeteer voor hierdie tye. Teenkanting, die onderdrukking wat daar is, die korruptheid wat daar is. Klink dit vir jou bekend, ook na ons omstandighede vandag? Maar ja, ek dink dieselfde tree, en die dinge wat ons proe, is van ouds af al daar. So God sê, ten spyte van die omstandighede, sal belangrike dinge om op te let. Jy kan net in my krag voortgaan, en ek sal vir die krag gee, om tot aksie oor te gaan, en getuie te wees. So die inhoud, en die rede vir ons aksie, is getuienis, en dit is om die evangelie te bring, die goeie nuus oor Jesus. Dit is van kardinale belang al van die vroegste tye vir die kerk, om te onthou dat ons getuienis dit moet bevat. Die goeie nuus oor wie Jesus is. Dink gewoon 'n paar karaktereienskappe wat jy van Jesus net so vinnig kan onthou. Ek het net so 'n paar, dit is nie alles nie, dit is nog net 'n wegspringplek. Haal pen en papier wat jy gereed het. Wie is Jesus vir jou? Hy's verlosser. Hy's heiland. Hy's die gesalfde een van God. Hy's Immanuel, God met ons. Hy's koning. Hy regeer.
Hy is oorwinnaar oor die mag van sonde, oor dood, oor alles wat jou kan bedreig. Hy is die ewige liefde. Hy is vredevors. Sien die inhoud en die rede van ons getuienis is Jesus self. En ons moet baie keer ook versigtig wees dat ons in ons aksie en ons getuienis nie oor onsself of oor ons oulike gemeente of ons oulike aksies of strukture of goeders getuig nie. Baie maklik kan ons getuienis daarmee besig raak. Ons getuienis is wie God is, wie Jesus is. Ons getuig sê Jesus, ons sal krag ontvang. En wat ook al jy sê, of wat ook al jy doen, dit moet fokus en die kollig plaas op wie Jesus is. En daarom is dit belangrik. Watter aksie of opdrag ons ook al kry uit die woord uit, watter teks jy ook al lees wat jou daarmee help op die einde van die dag, moet ons dit altyd onthou. Ons fokus in ons getuienis is altyd op wie God is, wie Jesus is. Daarom is dit vir ons belangrik om ons heiland, Jesus, te ken. Want wat sal ons oor Jesus sê? Wat sal ons oor Jesus kwytraak? Wat se vingerafdrukke, merke, voetspore gaan ons los van wie Jesus is? Dit is ons getuienis. As ons wegstap, wat van Jesus los ons by mense? Wat 'n nasmaak los ons van Jesus? Kom ons kyk 'n bietjie na Dawid. Sien, Dawid het in meer as 50 van die psalms, nie net sy psalms nie, ook wat ander digters geskryf het of ons gelos het in die psalms, is daar 'n geweldige klomp dinge wat ons leer oor getuienis. En vir Dawid is sy eerste tree oor getuienis is lof. Die getuienis wat hy wil los oor wie God is, in meer as 50 van hierdie psalms. Ons gaan so 'n bietjie van hulle kyk. Psalm 9, ten spyte van die chaos, nee, dit klink soos die disippels se storie. Ten spyte van die chaos, as jy die hele psalm gaan lees, skryf Dawid vir ons iets. Hy sê in vers 2, met my hele hart wil ek u prys, Here, wil ek van u magtige reddingsdade vertel, deur al die eeue heen. Oor u wil ek my verbly en vrolik wees. U naam wil ek besing, o Allerhoogste. Sien op Dawid se agenda, ook as 'n aksieman, nee, Dawid was 'n aksieman. Op sy agenda is die lof wat God toekom. Die getuienis oor God se magtige reddingsdade. Dit is wat hy wil los. Psalm 145, 'n loflied van Dawid. Ek wil die lof verkondig, my God en koning. Ek wil u naam altyd loof. Elke dag wil ek u loof. Ek wil u naam altyd prys. Hy gaan aan daarmee. Psalm 146, net die volgende ene, prys die Here, ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Moenie op magtiges vertrou nie, nie op 'n mens nie. Hy kan jou nie red nie. Wonderlike woorde hierdie van die psalmdigter, maar ons moet daaruit ook belangrike dinge leer. Het gaan oor 'n lewende getuie wees, in woord en in daad. Dawid het iets al verstaan. Die inhoud van sy getuienis moet altyd wees oor wie God is. Wie God vir ons is, in die goeie dade wat hy aan ons bewys het, maar dit is waarop Dawid ook hier fokus. Dit wie God is in sy sorg, in sy genade, in sy redding, in sy liefde en in sy trou. As jy daaraan begin dink, dat dit op die einde moet wys, jou woorde en jou aksies en jou dade moet bly getuig van dit. Sien, ons getuienis in hierdie tyd is om vir mense 'n nalatenskap te gee, 'n nasmaak te gee, om vir hulle te sê, dis die moeite werd om op die Here te wag, maar dit gaan oor ons vertroue. Dis die moeite werd ook om die Here te gehoorsaam. Ek dink in hierdie tye is dit geweldig belangrik, meer as ooit, ten spyte van al hierdie benoudhede en frustrasie en korrupsie, dinge wat ons nie verstaan nie, moet ons volhard ook hierin. As aksiemense is hierdie dinge die hoop wat ons moet en kan aangee, nou en in die toekoms wat op ons wag. Mense het nodig om hoop te proe en die smaak van hoop te ken op wie die Here is.
op waartoe hy in staat is. En dis nodig dat ons Heiland moet ken. En dat ons persoonlike getuienis, nie net hoor sê getuienis nie, maar persoonlike getuienis moet gaan aangee ook aan mense. Kom ons word 'n paar oomblikke stil en dink ook hieroor na. Here, ons het soveel dinge om van U te kan getuig. Hoe U al ons uit soveel omstandighede uitgehelp het. Hoe U ons versorg, hoe U ons heel maak, hoe U ons genees, hoe U voorsien aan dinge, geleenthede. Soveel deure wat in hierdie tyd vir mense toegaan, soveel benoudheid wat dit veroorsaak, soveel vrese waarmee ons rondloop. Here, ons kom na U toe in aanbidding, in smeking en in pleit. Here, ons het nie die antwoorde nie, U is die antwoord. U is die enigste een wat uitkoms kan bring. Daarom smeek ons vir U ingrype. Daarom smeek ons dat U vlam van hoop weer sal bring en sal aangee. En dat ons wat getuies is daarvan, Here, dit sal kan aangee vir mense. En ons fokus op U, die goeie nuus van wie U is, as ons uitkoms, as die almagtige teenwoordige God. En dat die omstandighede nie U teenwoordigheid verander nie. Mag ons iets daarvan proe en smaak en aangee vir ander mense. Mag ons die hoop wees, omdat ons ook versorg, omdat ons ook U woord aangee van bemoediging, omdat ons ook uitkoms bring vir hulle wat minder as ons het, ook in hierdie tyd. Ook as aksiemense, Here, verlang ons daarna, om daarin ook aksie te neem. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ek wil weer eens soos elke Sondag ook vir U vra, ook om as aksiemense te volhard ook in die gebede. Aksiemense bly ook vra, ook na hierdie tekste, as handmense. Here, wat wil U moet ons vir U doen? Ook in die tyd, sodat ons fokus kan bly stel op wie Jesus vir ons is. En dat ons daarin sal kan volhard ook in hierdie tyd. Ons afkondigings gaan juis hieroor. Wat kan ons vir die Here doen? Wat kan ons aangee? Hoe kan ons gehoorsaam bly in hierdie tyd ook aan die Here? Ons weet die kantoor is oop om vir ons by te staan, ook op 'n klomp dinge in die projekte wat ons besig is, of as ons inligting soek, of as ons wil weet waar ons kan betrokke bly in hierdie tyd. Ons het verlede week ook al vir u gesê van ons pekanneute, die voorrade het opgedaag, so ek wil ook hierdie prentjie vir u gee, ek sal dit ook in hierdie week vir die WhatsApps ook deurstuur. Die bestellings kan by Tannie Koekie geplaas word, daar is haar telefoonnommer, jy kan die bestellings sommer WhatsApp, let op dat daar verskillende grootte pakkies is, verskillende geure is, daar onder in hierdie foto sien jy dit, die 100 gram koste, die 500 gram of dalk 1 kilogram pak, so as vars van hulle of dan gegeurdes, plaas die bestellings ook dan net by haar asseblief, want sy hardloop ook vir ons hierdie projek, om mense by te staan. Mense, die nood is groot, en ons is besig om deur mense wie se hande ons ook sterk maak, om te help om mense te versorg in hierdie tyd. Ons het meer as 70 mense aan wie ons etes verskaf, in hierdie tyd, so ons vra help ons om ons hande ook sterk te hou, en dalk het jy nie dinge om te gee nie, dalk het jy miskien net 'n paar leehouers by die huis, ons benodig leë roomysbakke of margarienbakkies, waarin ons ook dan hierdie etes dan verpak en vries en aan mense kan verskaf, so asseblief op enige manier wat jy vir ons kan help, miskien kan jy net 'n paar etes vir ons kook en gaar maak, en dit in hierdie houers vries en vir ons bring, dan kan ons dit op hierdie manier ook versprei. Ons benodig so volhard asseblief in die produkte, juis in hierdie groot maat wat ons moet etes maak, vra ons spesifiek ook in hierdie tyd vir soja produkte, of rys, of pastas, of blikkies kos, dat ons op hierdie manier ook ons mense wat aktief daarmee besig is, sy hande kan sterk maak, en kan oplig ook in hierdie tyd. So ook die bydraes wat jy finansiëel gee, is ook vir ons belangrik, miskien, as jy net vir ons kan volhard om in te betaal ons rekeningen, daar is die rekening besonderhede ook daarvoor, so volhard asseblief ook daar, en dit sal ons sal dit so waardeer, dat ons die Here se koninkryk en hoop op 'n praktiese manier ook vir mense kan gaan aangee, ook in hierdie dae. Ons lied waarmee ons gaan afsluit, is die bekende getuig, wat ons wil sing tot eer van die Here. Ten spyte van ons omstandighede en benoudhede, kan ons ook hierdie lied sing, tot eer van die Here. Kom ons sing dit saam.
vir Jesus Christus, dit is ons lewensdag. Ons weet dat elke een van ons nie langer slaaf mag wees, maar dat ons met vrymoedigheid die boodskap moet versprei, sodat die hele wêreld hoort deur woorde en deur daad. Die Here Jesus is ons Heer, en almal moet hom eer. Ek wil jou vandag ook seën met 'n teksgedeelte wat 'n seëning is juis vir mense wat in die handspiritualiteitstipe val en wat met so 'n bril ook die teks lees en 'n ontmoeting in gehoorsaamheid ook tot die Here leef. So dit kom uit Hebreërs 13 uit, daar in die slotgedeelte en die groetgedeelte kom ook hierdie woorde vir ons as 'n seëngroet. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is, want aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Wees en bly gehoorsaam in die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons gesels Woensdag weer saam. Lekker dag vir u.